Die tema van my woord is hou aan beweeg. Wat gebeur as ek nou iewers sal kom en ek gaan staan net stil? Dink julle ek gaan daar kom? So ek moet bietjie beweeg. So die woord van God kom en hy sit ons baie keer in beweging. En raai wat? Ons hou nie altyd daarvan nie. Toe ek voorberei en ek kry net 'n woord by die Here en die Here sê vir my uithou vermoë. En ek dink, Here, wat moet ek praat oor uithou vermoë? En glo my, ek dink ek kan 'n goue medalje kry van uithou vermoë, maar ek weet glad nie wat om te praat van dit nie. En die Here vat my na 2 Korintiërs toe, met hom nog nie opsit nie. En ek gaan kyk bietjie na Paulus se lewe. Wie van julle was hier met die Dream Team partytjie? Redelik baie. Het julle gesien, daar was 2 meisies wat attached is aan my? Jy noem hulle Jessica en Mieke. En hulle was the 2 last standing, onthou julle? Maar die oggend toe ek bid, sê die Here vir my, daai was 'n lekker lag kompetisie. Hulle het gesê van die centerpiece en ek het gehardloop en ek wil hom net in Jessica se hand sit en ek hoor net Jaakie skree, nee, in die middel, want ek besef toe, dis altyd my kleinkinders. En ek ruk hom weg en ek hou hom in die middel en Jessica is vinniger en sy wen vir Mieke. En die Here sê vir my, dit gaan nie oor wen of verloor nie. Kyk na die regte prentjie. Daai tyd 10 weke terug het Mieke 'n baie groot oop hartoperasie gehad. Maar die van julle wat weet, Emmy het daar so klein bietjie gehelp, ons het nie gesien hoe vlieg sy skoen hier deur die lug. Eintlik moes sy gehardloop en hom gaan haal het, so hy het so klein bietjie gekroek. Maar dit was spanwerk. Ek moes 'n skoen aantrek en ek het gehardloop en Gerard het sy skoen uitgetrek en vir my gegee. En my voet kon nie aan sy skoen gaan nie, want ek dra nommer 10. Maar ou maat, ek het gehardloop met daai skoen of hy kon vas of nie vas nie. In dit alles het ons soveel vreugde. Maar toe ek van die verhoog afklim, toe sê Juliet vir my, Mieke is badkamer toe om te gaan kyk, sy kry nie lekker asem nie. En toe ek terugkom, toe kom sy al klaar weer terug, sy nee, ek het net gou 'n bietjie gaan lekker asemhaal. Uithou vermoë. Want jy sien, ek kan kies of ek siek wil wees. Ek kan kies of ek depressief wil wees. Ek kan kies of ek gaan toelaat dat my probleme so groot raak, dat ek God nie binne in dit raak sien nie. En kinders van God, kom ons gooi maar gou die godsdiens af. Dis tyd dat ons step up. Kom ons kyk, wat het Paulus deurgegaan in 2 Korintiërs 11, 23 tot 27. I say, are they servants of Christ? I am a better one. I'm talking like a madman, with greater labors, far more imprisonments, with countless beating, and often near death. Hoor julle? 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes, less 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked, and night and day. I was adrift at sea, on frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from the false brothers, in toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and in thirst, often without food, in cold and exposure. Dink julle Paulus het 'n pad gestap?
Dink julle vir een oomblik, Paulus het ook nie gevra, Here, wanneer stop my vallei van Baaka nie? As ons rarig gaan kyk, ek weet nie wie van julle weet nie, as julle die eerste gedeelte weer vir my opsit, en hy sê daar, 5 times I received at the hands of the Jews, the 40 lashes less one. Wat beteken dit? Hy was vervolg vir sy geloof. Hy was vervolg vir die God in wie hy geglo het. Dink julle Paulus het uithou vermoë gehad? Wie van julle sou hier kon deurkom? Hy was 'n nag in die see, sonder rigting. So met ander woorde, hy het nie eers geweet waar hy is en wat gaan met hom gebeur nie. Dink julle hy het die volgende oggend toe die son opkom, geswem en geweet waar is die land? Nee. As 'n skuit hom oppik, en jy was 'n hele dag en 'n hele nag in die see, sal jy goed voel? So het hy trials en tribulations deurgegaan, maar wat het hy gedoen? Hy het bly glo. Hy het bly die woord van God doen. Kom ek vertel vir julle wat sê die woordeboek, wat beteken uithou vermoë. Om moeilike tye te beleef en jy glo, nee ek jok, is as 'n mens veranderinge en probleme in die lewe suksesvol kan oorkom. So wanneer het jy uithou vermoë? Wanneer jy probleme suksesvol kan oorkom. Hoe oorkom jy probleme? Want jy sien, dit is maklik om te sê, ek en Mac gesels vanoggend oor 'n gesig wat hy gister gesien het, en terwyl ek voorberei, sê ek vir die Here, daar's so baie mense wat woord ken. Maar hoekom pas ons dit nie toe, as ons in moeilike tye kom nie? Want dit is maklik om te sê, ek ken die woord. Wie hier sit hier wat nog nooit 'n probleem gehad het nie? Ok, so ons is in die regte gemeente. Weet julle, dat 'n 6-jarige kindjie ook 'n probleem kan hê? Weet julle dat 'n tiener, 'n jong volwassene en 'n volwassene almal probleme kan hê? Want jy sien, die 6-jarige maatjie, as sy maatjies by die skool, of haar maatjies nie met hulle wil speel nie, is dit waaroor hulle vanaand lê, in die bed en dink. As 'n tiener vir 'n fisiese wetenskap vraestel sit, en hy sê net, eish, dan het hy en sy pretty much ook iets wat hom opstres. Jong volwassenes, daar is soveel druk. Volwassenes. So ons kan nie kom en sê die een probleem vir die een is groter as die ander een nie. Ja. Ek het al gesien mense hou kompetisie. Het julle al gesien mense hou kompetisie oor hulle probleme? Kom ek jou gou vertel wat is ek deur. Jy sal dit nie glo nie, Hanlie. Jy kan glimlag, jy ken nie my probleem nie. Dis waar, want ek het nog nie in jou voete geloop nie. Daarom mag nie een se probleem vir die ander verkeerd wees nie, want elkeen se probleem is vir hom groot. Maar jy sien, dis nie die probleem wat die probleem is nie. Dis wat jy doen met die probleem wat jy het. Dink julle Paulus het daar in die see gedobber en my Sari Marie gesing? Dink julle hy moes volhard? Dink julle dit was 'n pad wat hy moes stap om te sê, Here, ek is alleen. Kom ek sê vir jou, as jy nie sê, as jy weet nie
of jy môre gaan sien nie. Jessica het my laas jaar in die middel van die see gelos, ons kajak het omgeval en sy het my net daar gelos met die kajak. En ek moes swem vir 'n lewe, want sy, toe ek nog dink ek gaan toe sal amper op die strand, sy sê sy het net 'n haai gesien. Ek het gesien, ek het baie betaal vir hierdie kajak, ek moet hom teruggee en ek moet rigting hou. Maar jy sien, ons albei in dieselfde situasie, maar ons kyk verskillend na die situasie. Ons kan nie enige situasie hanteer sonder God nie. Paulus het elke situasie gevat. Ek glo, as ek na die karakter van Paulus gaan kyk in die woord, het hy in daai see gebid, en God geloof en prys, want hy het geweet, God sal hom nie los nie. Hy sal nie alleen hierdeur gaan nie. Wie van julle weet, is nie altyd die sterk en die slim ouens wat wen nie. David was nie die sterkste nie. Hulle sê hy was klein van gestalte. En moenie dink hy het 5 klippies opgetel om te gedink het hy gaan dalk miskiet nie. Hy was voorbereid, want Goliat het 4 broers gehad. So hy het geweet, as die ander 4 kom, ek het net 1 klippie vir elkeen nodig. So spoed maak nie 'n verskil nie. Uithou vermoë is wat die verskil maak. As ons in situasies sit en ons rig ons oë op die probleem, mis ons die oplosser van die probleem. As ons kyk na die probleem, mis ons die wenstreep waarheen ons op pad is. Wie van julle wens, daar's glad nie trials and tribulations nie? Ek. Maar weet julle, dit maak ons sterk? Hoor gou wat sê Richard Lenner. Hy sê, oor die teleurstellings van die lewe, om 'n suksesvolle en 'n produktiewe volwassene te wees, moet jy deur moeilike tye kan gaan. Wie wil suksesvol wees? Wie wil sterk wees? Ek is jammer, jy gaan deur moeilike tye moet gaan. Selfbeheer is nogal 'n moeilike ding partykeer. As jy, ek het hierdie week, het ek 'n situasie gehad waar ek, liewe Jesus weet, ek moes selfbeheer toepas. En ek sê vir die vroukie wat voor my sit, nie in my beradingskamer nie, iemand wat vir ons werk, en ek sê vir haar, ek wens ek kan opspring, en jou met die vuis slaan. Maar ek kies, omdat ek kind van God is, gee ek nie om wat jy my gedoen het nie, daarom kies ek, om nie die verkeerde te doen nie. Ek gaan nie sê ek was die lus nie. Kom ons gaan kyk. Wat sê die volgende skrif? Spreuke 27 vers 17. Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. Vir wie is hierdie geskryf? Dink julle dis vir ons geskryf? Dink julle dis ons wat mekaar bietjie moet slyp? Wie hou daarvan as iemand na jou toe kom en jou teregwys? Is dit vir jou lekker? Maar dink jy dis nodig? Dink jy is nodig dat iemand onder die tent kom en vir jou sê, weet jy, ek weet jy gaan deur 'n krisis, maar kom ons kyk gou wat God in hierdie krisis kan doen. Ons breine is ingestel om te funksioneer op die negatiewe. Ons moet ons breine self kry om te sê ek sal kies om die woord van God te ken en om dit toe te pas. As ek 'n skrif het, een van my gunsteling skrifte is in Psalm 18, met my God loop ek 'n bende storm en met my God spring ek oor mure. Dit klink net na leerletters tot jy in die krisis is.
En jy sê, Here, ek is bereid om 'n bende met die storm te loop. Vat my hand, Here, en ek wil oor mure spring saam met U. Dan begin jy voel en ervaar, soos Paulus, ek kan deur die krisisse kom. Paulus is gestenig. Wie van julle weet in die Bybelse tyd, hulle het nie net een klip opgetel en jou gegooi nie. Hulle het losgebrand op jou. Dink julle ons moet baie keer bietjie mekaar reghelp? Het ons nie 'n verantwoordelikheid nie? As jy hoor iemand skinder onder 'n tent van iemand, nou raak dit stil. Kan jy kies om saam te praat? Of jy kan kies om te sê nee. As ek uithou vermoë wil kweek, as ek stamina wil hê, moet ek die woord van God doen, in moeilike tye en in makliker tye. So ek moet kom en ek moet die een wees wat die mes skerp maak, want slyp yster teen yster beteken, messe word skerp gemaak. Nie om mekaar dood te steek nie, om af te sny, wat nie in God se plan is nie. Want soveel mense sterf en hulle bereik nie die doel waarvoor God hulle geskape het nie. Kom ons gaan kyk wat sê Spreuke 12. In die Amplify sê hy, the arrogant fool's anger is quickly known because he lacks self-control and common sense. But a predict man ignores an insult. Nou, hoe pas hierdie woord in by deursettingsvermoë? Hy sê, a arrogant fool's anger. Partykeer kom aggressie en woede en hy steel jou einddoel. Partykeer kom woede en aggressie en hy steel jou drome sonder dat jy dit agterkom. As ons kwaad is, praat ons goed, wat nie skriftuurlik is nie. O ja, ek het vergeet, dis mos nie in Shalom nie. Sien? As ek vandag op jou toon trap, gaan ek nie om verskoning vra nie, want ek gaan net vir die woord gee. Want dis tyd dat ons begin opstaan en begin ernstig raak oor waarheen ons op pad is. Wie van julle kom agter hierdie tyd van die jaar raak jy bietjie moeg? Jy wil nie eintlik meer nie. Elke maandag as ek by die werk kom aan, dan sê ek vir die girls hoeveel weke nog vir ons see toe gaan. En dan 1 week toe tel ek verkeerd. Toe ek in die naweek besef ek het 'n week vroeër gemaak, toe sê ek vir hulle sorry, dis nog 6 weke. Jou lyf raak moeg. Het julle geweet atlete raak ook moeg? Julle geweet om 'n atleet te word? Ek gaan lees bietjie op oor 'n 5-kamp atleet, want hulle sê dis die mees impakste sport wat daar is. Want hulle swem kilometers, hulle hardloop kilometers, hulle ry fiets kilometers, dan is daar wat perde uitry vermoë doen, daar's verskillendes, maar die een wat ek gesien het, perde uitry vermoë, en dan doen hulle skuifskiet direk daarna. Die laaste een wat hulle doen is skuifskiet. Dan het hulle al 2 ure gehardloop en geoefen. En as ek vir die manne hier vra wat skiet, as jy so moeg is, moet jy dan gefokus wees om hy target te maak. Dink julle daai 5-kamp mense het net geoefen en 2 weke later te doen hulle dit? Nee. Hulle het geoefen weke, maande, jare. Ons kinders van God het lui geword. En julle moet nie nou stil raak op my nie. Ons het lui geword, want jy sien, as dit nie 'n quick fix is nie, dan wil ek dit nie doen nie. Het julle al gehoor van hoe mense kom met hierdie quick money making schemes? Ek gaan net gou-gou, ek gaan hierdie doen, dan gaan ek hierdie doen, dan gaan ek dit verkoop en dan het ek geld. Verrassing, die woord sê, jy sal werk vir wat jy wil hê.
Niks kom maklik nie, maar dit kom met intense uithou vermoë. Terwyl ek lees van hierdie 5 kamp, sit ek en ek dink, Here, hoe gaan ons kom waar die kinders van God almal net in die woord inklim? Want as ons in die woord inklim, dan het ons rede, ons is Paulus, maklik deur situasies te gaan. Want ons ken die woord. We know our Creator. Ons weet wie God is. Ek weet nie wie van julle die preek geluister toe ek gepraat het oor hoofstuk 13 nie. En hierdie week gebeur alweer iets by ons skool en Lucinda sit my en kyk en sy sê, mamma, weet jy wat? Elke ding wat ons hierdie jaar deur was God in die middel teenwoordig. Al het dit nie so gevoel nie. So partykeer voel dit vir jou, maar hoe kan ek soos Paulus, hoe kan ek toelaat dat mense my met stokke slaan? Hoe kan ek toelaat dat hulle my stenig? Here, hoe kan nie toelaat ek dien nie dan? Ek hoef nie daai te doen nie, want julle die preek gehoor van die vallei van Baka, want dit is die pad na Sion toe. Ons moet daar deurgaan. Dit is so belangrik dat ons by 'n punt kom en sê, Here, waar is ek op pad heen? Wat maak ek met my moeilike situasies? Beproef ek die woord? As jy deur moeilike tye gaan, en daar's baie moeilike tye, ek het net 'n slide gemaak met 'n paar van hulle op. Jy verduur finansiële druk, teespoed het honderde goed, nee. My kar breek, my yskas breek, my wasmasjien breek, siektetoestande, kanker, siektes, moegheid, hierdie tyd van die jaar, spanning wat ons oorweldig. Ons as kinders van God kan nie borduur op moeilike tye nie. Dit beteken, ons stap nie in die woord nie. Terwyl ek, nou wil ek die sin aangaan, terwyl ek lees van hierdie 5 kamp, sien ek 'n gesig hoe 'n kind van God op die bed lê en 'n Bybel lees en die Bybel net vat en hom neersit en sê, dis hy. En niks gebeur nie. Ons moet die godsdienstgees van ons afskud. Maar ek sê vanoggend van Pakistan, ouens, daai mense het geen reference om na toe terug te keer nie. Hulle vat alles wat hulle kry vir die waarheid. Maar ons wat kinders van God is vet geëet aan die woord. Maar ons doen niks met dit nie. Want, ja, ek ken daai woord. So ek ken hom. Maar as jy moet toepas in jou lewe, dan is dit moeilik, dan kry jy hom nie toegepas nie. Ek het gaan kyk en ek love die voorbeeld van Job. Ek het op 'n stadium gedink, Here, stap ek die pad van Job. Maar as jy gaan kyk na Job se uithou vermoë, man oh man, gaan lees bietjie Job, gaan kyk wat is Job deur, soos Paulus. Maar Job het gestaan, en toe hy niks meer het om vir homself oor te bid nie, op die ashoop sit vol seere, besluit hy sal vir sy broers en susters begin bid. Noag bou al 120 jaar lank in 'n ark, en hy het nog nooit reën gesien nie. Dink julle 120 jaar is lank? Wie van julle hier sal vir ons 'n ark bou as jy nog nooit reën gesien het nie? Want jy sien, in vandag se dae, en ek weet in die woord se tyd ook, het hulle hom gespot. En vandag dan sê iemand, ek hoor die Here sê ek moet
so of so maak, dan sê hulle, gaan bid net gou weer, maak niet seker jy die Here gehoor. As God met jou gepraat het, sal jy nie twyfel in wat jy moet doen nie. Maar jou oor moet oop wees, jou geesmens moet oop wees, en jy moet jou woord ken, want as jy jou woord nie ken nie, het jy nie gereedskap om die geveg te veg nie. Dit is so maklik om te kom en te sê, Here, hoe bou ek dan stamina? Here, hoe kom ek en ek sê, ek wil ook dan verander. Die woord sê ek moet stamina kry, ek moet uithou vermoë kry. Uithou vermoë beteken die selfde probleem het oor en oor en oor gebeur en ek moet bly staan. Uithou vermoë beteken, maak nie saak hoe sleg die omstandighede lyk, ek sal nie vaskyk in die omstandigheid nie. Uithou vermoë bou spiere. Hoe bou ek uithou vermoë? Ek moet volhard. Maar hoe volhard ek? Annie, jy ken nie my omstandighede en jy weet nie hoe moeilik is my lewe nie. Ek doen nie. Maar ek ken die God wat help om die moeite werd te maak. Ek het boeties en sissies wat my slyp en my help sien, en ek gaan nie om verskoning vra vir wat ek nou sê nie. As ons nie stop skinder van mekaar nie, gaan ons mekaar nie kan slyp nie, ouens. Ons mis wat God vir ons in stoor het, want ons hou ons op met goed wat nie van God is nie. If you can't say something good, rather shut up. Want jy sien, almal preek jy dieselfde nie. Ek staan dalk hier voor en jy hou niks van my nie. Maar weet jy wat, dis okay. Want almal kan nie van almal hou nie, maar, ons moet saam staan. En ons moet mekaar toelaat om van mekaar te verskil. Sonder om mekaar te kritiseer. So ek moet volhard. Ek moet begin kom en sê, Here, ek gaan spiere bou. Hier's 'n berg voor my, Here. Wie van julle weet, as die tyd van die jaar 'n berg voor jou kom, lyk hy 2 keer hoër? Besef julle? Want ons is bietjie moeg, ons het nog nie gerus nie. Jy sien, jy kan kom, jy kan om die berg gaan, jy kan oor hom gaan, of jy kan vir jou tonnel deur hom bou. Maar raai wat? Al 3 van dit gaan effort vat. Ons wil God dien. Effortless. Dit gaan nie gebeur nie. Om God te dien, kos 'n prys. Om God te dien, moet jy spiere bou, en hoe meer jy volhard, en hoe meer jy deur 'n situasie kom, en jy kyk terug, en dink jy, that wasn't that bad. Maar ons kom so maklik, en ons sê, ek kan tog nou nie verstaan nie, hoekom gaan dit so goed met die Joneses? En ons moet deur hierdie moeilike tyd gaan, waar's God, Here? Hoor jy my nie? Here, hoekom hoor jy nie wat ek sê nie? Maar terwyl jy eksamen skryf, stap die eksaminator langs jou, maar hy mag nie 'n woord sê nie, want jy word getoets. En ons hou nie van toets nie. Dis lekkerder as dit net cool en vinnig gaan. Maar ons moet kom om te sê, ek is bereid om die toetse deur te gaan. Maar as ons mekaar het, en ons kan saam met mekaar staan in toetse, dis wanneer dit makliker gaan. Want jy sien, as my bene voel, of hulle wil ingee, hak iemand langs my in, hy sê, moenie worry nie, kom ek stap die pad saam met jou.
Van die 13 November laas jaar wat Reine oorlede is, tot nou toe, het ek baie keer gevoel, ek kan nie staan nie. Maar kan ek eerlik wees? Ek was te bang om het vir enig iemand te vertel. Want die kinders van God veroordeel so maklik. Die kinders van God kom so maklik en sê, ja maar wat doen jy? Glo my, hoeveel keer het ek op my knie en my aangesig voor God gaan val en gesê, Here, wys my so iets wat ek verkeerd doen. Dan hoor ek niks. Die dag toe pastoor Dr. Lemmer praat van die vallei van Baka en hy praat van die fonteine wat agter ons op skiet as ons deur hierdie trials and tribulations gaan, toe sê ek, Here, asseblief laat 'n vet fontein hier agter my op sing en my uit daai vallei van Baka uit skiet, want ek is nou moeg hiervoor. Maar wat maak jy met wat na jou kant toe kom? Ons kan die woord preek. Ons kan die woord oor en oor luister. Jy kan podcast luister tot jy blou is in jou gesig. As jy nie gaan begin opstaan en iets daaromtrent doen nie, gaan jou omstandighede nie verander nie. Gaan jy altyd voel, Here, waar is U? Hoeveel keer gee mense God die skuld vir situasies wat hulle in is? As julle gaan lees asseblief Paulus se verhaal. Nie een keer het Paulus gekom en God bevraagteken nie. Hy het gewonder. As ons geslaan word, as ons 'n dag en nag in die see geloods word, as ons agtervolg word of vervolg word vir ons geloof, en as jy gaan kyk na die woord, kom ek net vir julle weer sê, hoeveel keer, ek wil hê julle moet by die punt kom, hy sê, hy is 5 keer vervolg vir sy geloof, 3 keer geslaan, 1 keer gestenig, 3 keer is hy in die see vasgevang, hy was ook 'n dag en 'n nag rigtingloos in die see, in die gevaar in riviere, in die gevaar met rowers, in die gevaar by sy eie mense, in gevaar van die Jode, in gevaar van die stad, in gevaar van die wildernis, in gevaar in die see, en ook van vals broeders. Is die enige iemand wat al dit deur is wat Paulus deur is? So dink julle, Paulus is vir ons 'n voorbeeld van hoe ons moet begin leef, hoe ons die woord van God moet begin vat en dit gebruik as 'n tweesnydende swaard om 'n verskil te maak tussen 'n leuen en 'n waarheid. Baie keer gebeur goed in ons lewe wat ons oor onsself bring, omdat ons nie ingekoop is in die woord nie. Ek is jammer as hierdie woord nie vanoggend kom en vir jou vertel heeltemal hoe oulik is jy nie, maar ek is eerder dat julle nie van my hou nie, as dat ek ongehoorsaam is en nie die woord aflewer wat God wil hê ek moet aflewer nie. Die manier hoe ons baie keer met ons kinders praat, is hartseer. Die manier hoe ons hulle behandel, maar ons wil hê hulle moet ons sien as voorbeeld. As jy 'n goeie, suksesvolle volwassene wil wees, sal jy die woord van God begin leef. Sal jy kom en sê, Here, leer my uithou vermoë,
leer my volharding, want as ek volhard, as ek probeer, en ek probeer, en ek probeer, en ek het een keer 'n fout gemaak, beteken dit ek het gefaal? Nee, dit beteken ek moet nog weer probeer, en weer probeer, en weer probeer, en tot jy dit reg kry. Die sielkunde sê, en as jy 21 dae lank 'n habit kan breek, het jy hom gebreek. So jy het 'n nuwe neuronbaan gebou. Maar dit beteken volhard. En die tweede een is gebed. As jy nie bid nie, gaan niks verander nie. Power hours hier gaan al hoe meer intens raak. As ons mis om die power hour by te woon, gaan ons verloor wat God besig is om vir elkeen hier te doen. Sien, ons wil kom en sê, Here, stort die Gees uit. Here, bring vir ons herlewing. Herlewing hang nie van die prediker af of die praise and worship span nie. Herlewing is in elke een van ons harte vasgevang. Maar wat maak jy met dit? Wat maak jy met die herlewing binne jou? Sit jy en jy luister na vuil grappies, of is jy op jou knie en jy is besig om te bid? Kyk jy en vat jy die calculator, ek noem hom 'n sompompie, vat jy die sompompie en jy calculate hom die heeltyd, of is jy besig om woord te spreek oor jou finansies? Kla jy by almal oor jou kind se gedrag? Of is jy besig om woord in jou kind in te spreek? Ons het 'n verantwoordelikheid, en daai verantwoordelikheid kan jy net opneem in gebed. Daai verantwoordelikheid moet kom en sê, Here, leer my. Ek en François Wallen en Chad en nog 'n ander paar het vir 3 jaar lank elke Vrydag aand gebid in die youth center, nou daai tyd die oppersaal. Ons het begin, hulle het gevra, ek was die dekaan van die Bybelskool en hulle vra ons moet begin bid, en ons begin met, ek kan nie onthou nie, 2 ure, en toe maak ons 3 ure, en toe bid ons, en die een aand sê ek, ek dink julle is nou bid fiks, volgende Vrydag aand bid ons 8 ure. Het julle al die cartoons gesien? Poeh, hulle oë skiet so groot. François soos in 8 ure Tannie. Ek sê François, ons gaan gestruktureerd bid. Nee, Chad. En ons begin inklim. En terwyl almal by hulle huise sit en braai, en ek my familie los en ek God se opdrag uitoefen, want die Here het gesê, jy moet bidders en intercessors oprig wat die wêreld gaan verander. En ek begin, en ons begin bid elke Vrydag. Ons het nie 1 Vrydag in 3 jaar gemis nie. Het julle gesien in wat 'n enorme groei Pastor François Wallen staan? Dis gebed. Ek en Frans van Chat gaan nou die aand na iemand toe en ons bedien daar, en dadelik sê ek vir hulle, dit voel vir my soos die ou tyd, wat ons net so by mekaar inhak, want as jy bid, vorm jy 'n verhouding. Ouens, as ons power hour mis ons die verhouding nie net van mekaar nie, ons mis die eenheid. Dis nie 'n werk nie. As gebed werk word, gaan jy nooit jou trials and tribulations kan deurgaan nie. Gebed is kommunikasie met jou God. Gebed is deurbreek om in 'n geestelike vlak te kom waar jy nooit bo jou kragte versoek sal word nie. Ek wil vir elkeen vra hier, as jy vanoggend voel, Here, ek moet uithou vermoë kweek, ek moet stamina kry vir dit wat ek tans deurgaan, wil ek vra, staan op jou voete.
as ek nou 'n drone gehad het, het ek hom laat oorvlieg en foto's neem. En al die ander wat nie staan nie, het ons 'n kursus aangebied. Want partykeer is ons net skaam. Vanoggend staan ons hier en ons het die opening van die huddle, so almal wat werk, almal wat op die surfteam is deel van die huddle. En ek het gegiggel, want toe hulle die video speel, toe weet ek, dis net party mense wat dit sal verstaan, want dit gee jou ouderdom weg. En hulle het 'n advertensie op van 'n chomp. Onthou julle daai chomp advertensie wat die kleintjie vir die pa vir die kind sê, groot bek. Maar sy gee vir ons chomps uit. En sy sê hier, Christus help ons met probleme. Sien? Ons kan kom en sê, Here, vat my nie deur hierdie moeilikheid. Ek is nie bereid om dit te doen nie. Ek wil sê, Here, ek wil soos Paulus wees. Aan die kant uitkom en voel, wow. As ek na my laaste week kyk ek terug en ek sê, Here, U was in die middel van dit alles.